Goeiemôre graad 8. Baie welkom by die 4de les van aanlyn skool. Dis juffrou Eys wat praat vir al juffrou Kreer se kinders. Baie welkom in my klas. Vir al my kindertjies, ek hoop julle het lekker saam met juffrou Kreer geleer. Vir les 4 en les 5 gaan ons die onderwerp van digtheid behandel. En ons 'n klein bietjie wiskunde wat ons ook moet doen, so ek hoop julle is reg. Goed, dis vir my belangrik dat jy asseblief hierdie notas in jou boek skryf. Jy kan net 'n lyn trek na jou laaste werk en dan so jy kan maar stop soos jy aangaan om seker te maak jy skryf eers af of jy kan later terugkom na hierdie video toe. So die groot vraag is, wat is digtheid? En om dit te antwoord, sê dit digtheid verwys na die verhouding tussen die massa en die volume van 'n stof of 'n voorwerp. So, ons gaan werk met die massa van 'n stof en dan die volume wat dit beslaan. Want onthou, ons het gesê dat materie is enige iets wat 'n massa het en 'n ruimte beslaan. Nou, om die digtheid van 'n stof te bereken, gaan ons met daardie twee meetbare eienskappe werk. So alle voorwerpe het twee meetbare eienskappe. In die eerste plek die volume, met ander woorde die ruimte wat dit beslaan, hoe groot is hierdie ruimte, en dan in die tweede plek die massa van die voorwerp. Om uit te vind wat die verhouding tussen die volume en massa van stowwe is, moet ons die massas van verskillende stowwe wat presies dieselfde volume het met mekaar vergelyk. Nou dit beteken, as ons byvoorbeeld 3 glasies vol maak met verskillende stowwe, met ander woorde, as ons klein polystyreen glasies vat, en ons maak een vol met water, en ons maak een vol met sand, en ons maak een vol met jelly byvoorbeeld, dan is die volumes dieselfde, want die 3 koppies is ewe groot, maar die stof wat ons op binne gaan sit, gaan obviously nie dan dieselfde weeg nie. Die koppie met net water in gaan baie ligter weeg as die koppie wat sand in het byvoorbeeld. So as ons die volumes van die koppies dieselfde hou, dan kan ons begin om die massas met mekaar te vergelyk en dan kan ons sekere aannames maak oor die stof. In die volgende prentjie kan jy sien, ons het daar ewe groot blokkies, hulle is almal 1 kubieke sentimeter, wat beteken dis die blokkie se breedte is 1 cm, sy lengte is 1 cm en sy hoogte is 1 cm. So dit is klein kubieke sentimeter blokkies, maar van verskillende stowwe. Sink, houtskool, glas, koper, yster en hout. En as daai presiese grootte blokkies geweeg word, dan kan jy sien hoe verskriklik verskil die gewig daarvan. En dan kan ons sê dat hout byvoorbeeld is baie minder dig, want ons werk met dieselfde volumes, maar sy massa is soveel kleiner as byvoorbeeld sink of koper. En daarom kan ons sê hout se digtheid is soveel minder as sink of koper se. Omdat al die blokkies ewe groot is, kan ons dan die massas met mekaar vergelyk. Goed, die massa in gram van 1 kubieke sentimeter, onthou nou daai sentimeter met die klein 3 beteken kubieke sentimeter en dis waarin ons die volume meet, maar dit is omdat jy lengte mal breedte mal hoogte, lengte is 'n sentimeter, mal met breedte is 'n sentimeter, mal met die hoogte is 'n sentimeter, so daai 3 sentimeter afmetingkies met mekaar gemaal, gee dan vir ons sentimeter tot die mag 3. So die massa in gram van 1 kubieke sentimeter van 'n stof word sy digtheid genoem. Nou dis nie altyd moontlik om presies so 'n klein blokkie van 'n stof te hê nie. As jy byvoorbeeld nou 'n sak meel se digtheid wil bereken, jy weet nie noodwendig hoe groot die 1 kubieke sentimeter van die meel is nie, dan kan ons 'n sommetjie doen vir jou om daai groot gedeelte te vat en nog steeds by die digtheid uit te kom. So jy kan wel die digtheid uitwerk deur die massa van die stof te vat
en dit deur die volume van die stof te deel. Wat baie belangrik is ons kry dan 'n antwoord van gram per kubieke sentimeter. So die eenheid waarin digtheid gemeet word is gram per kubieke sentimeter. Om die massa van 'n stof te meet, moet die stof geweeg word met 'n skaal. Jy kry verskillende tipe skaals, jy kry elektriese skaal, jy kry skaal soos 'n badkamerskaal. Dit is bietjie moeilik om dit te gebruik as jy in gramme wil weeg, maar vir groter voorwerpe kan dit werk. Ons kry ook 'n balanseerskaal wat jy gewiggies aan die een kant sit en dan die ander stof en dan kyk jy totdat dit reg is, maar enige tipe skaal sal goed werk om die gewig of die massa van 'n stof te meet. Om die volume te bepaal is 'n klein bietjie meer tricky. Een van twee maniere kan gebruik word. As dit 'n reëlmatige voorwerp is, met ander woorde 'n perfekte blokkie of 'n reghoek, dan kan ons die lengte, die breedte en die hoogte meet. Dit meet ons in sentimeter en daai 3 mates maal ons dan met mekaar om die antwoord van die volume in kubieke sentimeter te kry. As dit 'n onreëlmatige voorwerp is, met ander woorde ietsie soos 'n klip, wat nie 'n lengte, 'n breedte of 'n hoogte het nie, en nie iets wat jy met 'n reguit liniaal kan meet nie, dan gebruik ons die metode van waterverplasing. Nou dit werk as jy gou-gou op die sketsie kyk. In die eerste proefbuis vat ons dan water sonder die voorwerp en jy lees die afmeting, hoeveel water jy gehad het. Sê nou maar 100 ml water. Okay? Milliliter is gelykstaande aan kubieke sentimeter. So dan wat ons doen is ons gooi die klippie in en dan kyk ons met hoeveel het dit gestyg. So as ons op 100 begin het en ons eindig op 110, dan weet ons die verskil tussen 100 en 110 is 10 ml wat dan ook vir ons 10 kubieke sentimeter gee. So dit is hoe ons onreëlmatige voorwerpe se volumes bepaal. Goed, en dan gee ek net vir jou die vergelyking om die digtheid te bereken. So dit beteken ons kan enige grootte stuk vat. Ons hoef nou nie hierdie 1 kubieke sentimeter blokkie te hê van 'n stof nie. Ons kan enige grootte gebruik. Solank ons die volume kan bereken, die massa kan weeg met 'n skaal, dan kan ons die digtheid van die stof bepaal. Goed, massa word altyd in gram gemeet. Ek en jy gaan in die volgende les gaan ons bietjie kyk wat maak ons as hulle vir ons die massa van die stof in kilogram gee byvoorbeeld. Dan is dit baie belangrik dat jy dit eers omskakel gram toe. Ons werk altyd met gram en volumes werk ons altyd met kubieke sentimeter. So dis belangrik dat dit daarna toe omgeskakel word voordat jy jou berekeninge doen. En dan gee dit vir ons die digtheid met sy eenheid gram per kubieke sentimeter. Goed. Ons wil gou-gou, ek gaan sommer met jou kyk na 'n voorbeeld. Ek gaan ook vir jou 2 huiswerk voorbeeldjies gee en dan in die volgende les sal ons dit bietjie meer in detail doen en na bietjie moeiliker voorbeelde kyk. Ons sal net eers sien dat jy die konsep daarvan verstaan. Hulle sê vir jou in die voorbeeld, die massa van 50 kubieke sentimeter lood is 570 gram. Bereken die digtheid van lood. Nou, as jy met suiwer lood werk, gaan jy altyd by dieselfde min of meer antwoord uitkom vir die digtheid van lood. So daar is lyste op die internet wat jy kan gaan kyk na die verskillende stowwe se digthede, maar dis nou belangrik vir ons dat jy dit hier kan uitwerk. So, die voorbeeld gaan as volg gaan. As ons kyk na digtheid, is dit baie belangrik dat jy altyd eerste die vergelyking neerskryf. Digtheid is massa in gram, gedeel deur volume in kubieke sentimeter. So daar is dit neergeskryf vir jou, sodat jy seker is, jy moet asseblief altyd eers die formule skryf. Onthou asseblief die eenhede. Ons skryf dit sommer daarby dat jy nie vergeet nie. 'n maklike manier om dit te onthou
is om so 'n hartjie te trek en 'n lyntjie deur te trek en dan kan jy sien dit lyk soos 'n M op 'n V. So dat jy dit nie per ongeluk omruil nie. So onthou sommer die hartjie dat jy seker maak jy onthou hoe dit uitgewerk word. Goed, so as ons nou na die spesifieke voorbeeld kyk wat jy in die vorige skyfie gesien het, dan gaan ons nou die sommetjie doen. Ek gaan vir jou wys hoe om die berekening te doen. Altyd eerste baie belangrik is om jou vergelyking te skryf. So ek het hom sommer nou weer vir jou geskryf. Digtheid is gelyk aan massa gedeel deur volume. Onthou die massa is in gram en die volume is in kubieke sentimeter. So gelukkig vir jou het hulle dit sommer in daardie eenhede vir jou gegee. 570 gram gedeel deur 50 kubieke sentimeter. So jy het nie nodig gehad om enigiets om te skakel nie. Jy gebruik jou sakrekenaar. 570 gedeel deur 50 is 11.4 gram per kubieke sentimeter. Dit is so belangrik dat jy die gram per kubieke sentimeter neerskryf as die eenheid van digtheid. Anders sal jy ongelukkig nie al jou punte hier kry nie. So ja, dit is baie belangrik. Jy kry 1 punt vir jou formule. Jy kry 'n punt as jy dit reg invervang, dan kry jy 'n derde punt as jy die deelsommetjie reg doen en by 11.4 uitgekom het en 'n laaste punt as jy dit het in gram per kubieke sentimeter. Dan gaan jy asseblief vir my die volgende huiswerk ook in jou boek afskryf. Jy kan die vragies afskryf en daarna kan jy die vragies doen. Ek en jy gaan dit dan aan die begin van die volgende les gaan ons dit nasien. Dit is lekker voor die hand liggend, straightforward vraag 1, sê vir jou presies wat die volume van die houtblok is en hoeveel hy weeg. Hulle vra net dat jy die digtheid bereken. Onthou nou as jy die vorige skyfie in gedagte hou, die video, jy moet die formule skryf, jy moet dit reg invervang, jy moet jou deelsommetjie reg doen om dan jou antwoord met die regte eenheid gram per kubieke sentimeter te kry. En dan vraag 2, hulle gee weer vir jou die volume en hoeveel hy weeg en jy moet net die digtheid dan van water bereken. Goed, baie sterkte. Juffrou Kreer sal hierdie skyfies ook op Edmodo laai. As jy daar enige vragies het, kan jy gerus vra, maar ons sal dan aan die begin van die volgende les hierdie 2 vragies merk en dan 'n klein bietjie meer in detail ingaan oor moeiliker vragies uitwerk saam en kyk hoe dit werk as ons van die eenhede eers moet omskakel voordat ons met gram en kubieke sentimeter kan werk. Dankie graad 8, lekker dag.